wêreld wat vir my wag. Ek leer en ek speel saam met almal net in die storiekas. Daar het klomp diere in die rivier gewoon. Visse, waterskilpaaie, paddas, watersalmanders en waterslange, net om 'n paar te noem. Maar almal het geweet wie die koning en koningin van die rivier was. Jy sal dink dit was Krokkie krokodil of Sarel seekoei, maar nee, dit was François Vis en sy pragtige vrou Frida. François en Frida was al vir baie jare getroud en hulle het baie kinders gehad, maar die mooiste en oudste van al die kinders was Frederike. Oeg, sy was pragtig en haar skubbe het geblink onder die water en haar groot oë kon boekdele spreek. Frederike was die prinses van die rivier. Oral waar sy gegaan het die waterdiere aan haar lippe gehang. Frederike was verloof aan Frans en dit was tyd om die troue van die jaar te beplan. Frederike, jy moet dadelik 'n besluit neem oor die blomme vir die troue. Ons kan nie langer uitstel nie. Bars Frida in Frederike se kamer in. Mamma, Kreun Frederike. dit is nog nie eers oordentlik lig buite nie. Kan ek nie net nog 'n bietjie slaap nie? Nee, my kind. Die son trek water. Ek het 'n vergadering met die paddas vanoggend. Hulle gaan vir ons die blomme kry in die groot bos. Ek het al klaar met Tinkie gereël om hulle te help soek. Ons het net 3 dae oor. Dan is dit jou groot dag, Sê Frida in ekstase. Almal in die rivier het gegons oor die troue. Dit was die gebeurtenis van die jaar. Omdat die visse nie die partytjies in die groot bos kon bywoon nie, het koning Louis vir François aangestel as die koning van die rivier. Die dag het stadig verbygegaan. Frederike het al so lank gedroom oor haar troue, sy kon nie meer wag nie. Wat moet nog alles gedoen word, my vrou? Vra koning François vir Frida. waar begin ek? Die paddas moet nog die blomme in die groot bos gaan kry. Die seewier moet nog aan die stoele vasgemaak word. Die watersalmanders gaan die tafels dek en die rivierslakke gaan die dansbaan mooi skoonmaak. Ek moet nog met Wieke waterskilpad se neefie Walter reël vir die foto's. Ons het slegs 'n dag oor. My senuwees gaan dit nie hou nie. Mamma, alles gaan reg wees. Mamma moet net asemhaal. Dit gaan nie help as die ma van die bruid flou word nie. Sê Frederike. Die volgende oggend gons die rivier, soos wat die paddas met die blomme ingeswem kom. Die slakke moes al vroeg begin met die dansbaan, want soos ons weet, is slakke baie stadig. Bo op die oewer wag Tinkie vir die paddas, toe hy skielik vreemde stemme hoor. Nog voordat hy kon vlieg om te kyk wat dit is, trek die paddas en kogelmanner sy aandag af. Sjoe julle, maar dis 'n magdom blomme wat julle moet aandra vir die troue. Maar ek dink dit gaan so pragtig wees. Ek wens ek kon swem, sê Tinkie en breek nog 'n blom af. Die dag het vinnig verbygegaan, maar iets het vir Tinkie gepla. Ek wonder wat sy stemme het ek gehoor vandag. Dit was nie die stemme van die bosdiere nie. Miskien was ek net senuweeagtig. Ek wil net so graag hê Frederike se troue moet mooi afloop, sê Tinkie. Die dag van die troue het aangebreek. Frederike was al van vroeg af by Patricia Padda vir haar gremering. Almal het hulle beste gegee. Die diere het begin aantrek. Dit was baie opwindend. Al die diere in die groot bos het gepraat oor die troue. Almal was baie jaloers op hulle maats wat kon swem. Hulle was so opgewonde dat hulle nie eers die vreemde voetspore gesien en die geluide gehoor het nie. Goed almal, dis tyd! Skreeu Frida. My pop, is jy reg? Jy lyk so pragtig. Weet net, jy sal altyd my klein dogtertjie bly, sê koning François vir Frederike met trane in sy oë. Ag nee man, pappa. Papi gaan my ook laat huil, sê Frederike. Die waterslange het eerste in die paadjie afgeswem en oral blomme gestrooi en toe begin die watersalmanders die troumars speel. Frans staan trots aan die einde van die paadjie en huil dat die trane sommer so spat toe hy sy bruid sien. Die volgende oomblik haak iets aan Frederike se rok en trek haar vinnig boontoe na die water se oppervlak toe. Dit het so vinnig gebeur. Haai julle, kyk hy vis.
As ek 'n vis was, sou ek so wou lyk, sê 'n vreemde man in 'n roeiboot vir sy maats. Die oomblik toe Frederike gevang is, het Wikus vinnig boontoe geswem om vir Frederike te help, maar dit was te laat. Sy was al klaar in die net. Gelukkig het die Koggelmanders gesien wat gebeur het. Roep vir Tinkie, Karel. Sy moet vir koning Louis Leo gaan sê wat aangaan, skree Wikus. Tinkie, help. Daar het mense vir Frederike gevang in 'n net. Koning Louis moet kom help, skree Karel Koggelmander. Tinkie het nog nooit so vinnig gevlieg in sy lewe nie. Soos wat hy vlieg, skree hy vir hulp. Koning Louis, help! Daar het mense vir Frederike gevang by die rivier. Kom help gou asseblief, skree Tinkie. Tinkie was nog nie eens klaar gepraat nie. Toe begin koning Louis al hardloop. Hy was blitsvinnig by die rivier. Koning Louis het net een groot brul gegee toe hy by die mense aankom. "Naa!" skree die mans en laat val die net waarin Frederike in die water is. Sy het gespartel en was baie verward. Die watersalmanders en die waterskilpaaie het haar gehelp om terug te swem huis toe, terwyl koning Louis alles van die oewer af dopgehou het. Dit was glad nie die troue wat die rivierdiere in gedagte gehad het nie. Maar almal was baie bly, Frederike was veilig. Ek is veilig, mamma. Ek wil nog steeds trou. Gee my net 'n paar minute om my gremering op te knap. Dan begin ons van voor af, sê Frederike vir haar ma Frida. En so het die hele troue van voor af begin. Die waterslange het weer in die paadjie afgeswem en blomme gestrooi. En die keer het Frans gehuil van dankbaarheid. Dankbaar dat sy bruid veilig was. As jy die Storiekas wil ondersteun met 'n finansiële bydrae, volg asseblief die skakel op ons sosiale media.